Baie dankie Cheryl vir die welkoming. Ek het daar in konsistorie gesê, dis regtig vir my mevrou 'n voorreg om elke keer by julle te kom kuier. Maar groter voorreg as dit om ook met die woord van die Here vir u te mag bedien. En my bede is vanmôre dat ons regtig elkeen 'n besonderse ervaring van die erediens sal hê. Ek wil begin met 'n ou professor van my het eendag, toe ek so amper klaar gemaak het by die kweekskool, toe het hy my daar eenkant toe getrek alleen. Ek en hy was nogal redelik op hy het my amper so 'n pa behandel by die kweekskooljare. En toe kyk hy my so diep in my oë en hy sê vir my, onthou net een ding, as jy preek met jou hart. En dan met jou verstand en met jou mond en met jou handgebare en al die ander dinge, maar preek met jou hart. En dit het my oor die jare baie aangegryp. En ek vra elke keer vir die Here, Here maak my hart oop, sodat ek ook u hart kan oordra aan medegelowiges. En daarom wil ek graag vanmôre net vir elkeen van u toebid vanmôre 'n hartlike ervaring, dat u hart ook vanmôre sal oopgaan, dat u regtig die krag en die krag van die Heilige Gees hierdie erediens sal belewe. Mag dit vir elkeen van ons regtig 'n hartlike ervaring wees. Goed, ons is nou in die kerklike jaar, in koninkrykstyd, ek dink jy is almal bewus daarvan. Dit is nou die tyd vanaf na Pinkster tot hierso by Advent, hier in November maand, wanneer ons weer na Kersfees toe gaan. Nou hierdie tyd noem ons die koninkrykstyd. En dit beklemtoon een baie belangrike ding, en dit is naamlik die heerskappy van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ook in ons lewe. Dit herinner ons net weer daaraan in hierdie tyd van die jaar, ook as kerk, mense, as gelowiges, dat die Here heerskappy voer in ons lewens. En dan word ons ook in hierdie tyd herinner aan die gawes van die Gees, wat ons ook met Pinkstertyd waarskynlik ook weer beleef het. En dat ons die gawes van die Gees weer in hierdie tyd ook opnuut in ons lewens sal uitleef, sal bewus word daarvan, van die gawes wat die Here ook vir my gegee het. En dan ook dat ons met woord en daad kinders van die Here moet wees. Weet, iemand het eendag gesê, as 'n mens jou Christendskap maar net teoreties belewe, dis nie bladsye van die Bybel of net op papier, dan is dit nie baie werd nie. Maar ons het nodig dat ons met woord en daad ook dit weer opnuut sal beleef. En mag ons weer vanmôre ook dan herinner word hier in koninkrykstyd. Die embleem van koninkrykstyd is die bootjie met die kruis daarin. En dit is 'n simbool van die kerk as die draer van die kruisboodskap. En ons gaan vanmôre so 'n bietjie saam gesels en 'n bietjie saam dink miskien oor wat is die kerk? En is die kerk volmaak of perfek of daardie tipe dinge? En dit is belangrik dat ons vanmôre sê dat ons is in die bootjie as kinders van die Here, as kerk, maar ons het die kruisevangelie wat ons verkondig. Nie onsself nie, maar die kruisevangelie wat vir ons so kosbaar is. Goed, kom ons berei ons dan nou voor met 'n aanvangslied, lied 159. Ons sing net die een versie, kan net so bly sit, en ons sing dit bidend saam. God is hier teenwoordig. Oh,
graag vir u vanmôre die fotum voorhou uit die woord van die Here, Psalm 128, net daardie een versie, wat vir ons vanmôre as gelowiges herinner daaraan, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien en wat sy wil doen. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God, onse Vader, die Skepper God, en van sy eniggebore Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, en die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Goed, kan ek net hoor, kan jy my goed hoor daar agter? Duidelik, jy moet maar wys as jy nie kan mooi hoor nie, dat ek maar net 'n bietjie harder probeer praat. Ons gaan nou 2 lofsange sing, ons het nie voor die tyd saam gesing nie, maar nou gaan ons 2 lofsange sommer so na mekaar sing, en ek gaan ook vra dat ons maar lekker, wat kan opstaan, dat die opstaan, en ons sing het hartlik saam. Ons begin met lied 547, daar die vrolike lied, alle volke klap julle hande. Hierdie lied was oorspronklik of is bedoel vir mense wat op pad is na die tempel toe, die kinders van die Here, wat ook met hande geklap en met gejuig na die teenwoordigheid van die Here gaan. Kom ons sing dit lekker saam, en daarna sal ons die ander een aankondig. Alle volke klap jou hande, weet ook hier van God. Vergeet jou sing en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning lewe, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skep ons sy genade. Hy is koning lewe, in die hemel en op aarde. Volke nieuw die nasies kyk oor al sy skepingsdade. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning lewe, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skep ons sy genade. Ons gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare kyk en hoor ons blaas ons almal in sy naam. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is koning lewe, in die hemel en op aarde. Sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skep ons sy genade. Dan die lofsang, lied 190, miskien het almal baie goed, Grote God, aan u die eer. Kom ons in al 3 verse hartlik saam. Gedra,
as ons dink aan die wet van die Here, dan dink ons gewoonlik aan Exodus 20, of Deuteronomium is daar ook 'n weergawe, of selfs die samevatting van die wet. Maar ek wil graag net vanmôre dat ons luister weer na die stem van Jesus, wat met sy volgelinge gepraat het. Voordat hy weg is uit hierdie wêreld uit, het hy een aand by hulle by 'n etenstafel gesit, en vir hulle gesê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ek wil graag môre ons aan in die prediking ook daarna verwys, veral hierdie woordjie mekaar is so belangrik. Dit is waar Jesus eintlik sê dat sy kinders verbind is aan mekaar op 'n baie spesiale manier. En die woordjie agape, daardie woord wat vir liefde gebruik word, is 'n omhelsingswoord. Dit is 'n woord wat jy eintlik jou hande uitsteek om iemand te omhels, om iemand vas te hou. En ek weet as ek vanmôre dink aan my eie lewe, en ek dink ek kan dalk saam met my ego vanmôre, dan moet ons tog maar bely dat ons nie dit altyd doen nie, of konsekwent dit doen nie. Dit is baie plekke makliker om dit te doen as op ander plekke. En daarom moet ons vanmôre ook maar weer net voor die Here kom staan. Sê, Here, ek is jammer dat ek nie altyd doen soos wat U vra nie. En dan sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, as ek daardie tekortkominge bely, dan vergewe die Here my dit. En hy reinig my van al daardie dinge wat verkeerd is en nagelaat is. En hy lei my op 'n nuwe pad. Mag die Here vir elkeen van ons dit vanmôre laat beleef. En dan wil ek graag hê dat ons vanmôre, ons gaan nie die geloofsbelijdenis doen nie, maar ek gaan vanmôre iets noem wat ek wil noem 'n blydenis. Want dit is 'n liedjie, is 'n kinderlied wat ons nou gaan sing, lied 553, gaan 2 maal weer sing, maar ons bely, ek is bly, ek ken vir Jesus. Ek is bly ek het 'n Bybel, ek is bly ek het sy woord. Dit staan nou nie in die teks vanmôre nie, maar ek is ook bly dat ek aan 'n kerk kan behoort. Dis die dinge wat ons bly maak. En ons moet dit ook vanmôre weer in ons harte laat warm word. So kom ons sing daardie pragtige, eintlik 'n kinderlied. Ons sing dit dadelik saam. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Ons dierbare God en hemelse Vader, dankie dat ons vir die Vader mag noem, in die naam van ons Here Jesus Christus, ons Verlosser. En Here, as ons vanmôre vir die Vader noem, dan wil ons vir U kom vra, Here, dat U hande van liefde en genade en insig rondom ons harte sal vou. Ook in hierdie oomblikke waar ons saam U woord gaan lees en dit saam gaan oordink. Ja, Here, dat U vir elkeen van ons ook daardeur sal versterk en motiveer en weer opnuut weer sal help om 'n nuwe week tegemoet te gaan. Wil U kom, Here, en met elkeen van ons bemoeienis maak. Here, U ken elkeen van ons persoonlik, U weet wat agter in ons harte skuil, wat ons soms maar vir mekaar wegsteek, maar dankie dat ons niks vir U kan wegsteek nie.
Ja, Here, ons hoef nie 'n masker vir U te dra nie. En daarom hier in U teenwoordigheid, Here, wil ons maar net elkeen persoonlik ook fokus op U woord en wat ons vir mekaar gaan sê. Daarom bid ons, Here, praat met elkeen van ons, ook deur U woord. In die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Goed, vanmôre is die tema, is die kerk perfek? Nou, ek het nou al by die voorportaal het ek al van U gegroet het U al vir my, van U het al vir my antwoorde daarop gegee. En, maar 'n mens kan baie maklik daarop antwoord, nie waar nie. Maar kom ons dink so 'n bietjie daaroor na vanmôre en ons vra die vraag, is die kerk, nou die kerk is die gelowiges by mekaar soos ons vanmôre, of die gemeente, is ons perfek? Nou wil ek begin met 'n klein verhaaltjie of 'n storie wat ek iewers gelees het, van die predikant wat die oggend na die kerk, het hy daar by die agterdeur gaan staan, en ek kan vermoed dit was 'n Engelse kerk, want hulle groet ons mekaar na die tyd agter by die deur, dan groet hulle mekaar, en die predikant sê totsiens, en mooi week, en al die dinge. En toe kom daar die oggend spesifiek, kom daar iemand daar agter by die deur by die dominee, en hy groet hom in die hand, en hy begin hom eintlik konfronteer. En hy sê vir die dominee, ek is nie 'n gemeentelid nie, en ek gaan vir jou die rede gee, hoekom nie. Ek kon nog nooit 'n kerk vind wat perfek was nie, maar as ek so 'n kerk vind, sal ek dadelik daarby aansluit. Die dominee so al verdwaas en so 'n bietjie intens na die man gekyk en geluister, en toe sê hy van die volgende, hy sê, my vriend, die kerk is nie perfek nie, omdat ek 'n lid daarvan is. En toe bly so rukkie stil, en toe sê hy vir hom die volgende, en as jy sou lid word, sal dit nog minder perfek wees. Ek dink dit was 'n goeie antwoord, as 'n mens daaroor nadink. Want jy weet, die kerk is nie perfek nie. En ons gaan vanmôre 'n bietjie weer net daaroor nadink, mekaar miskien vir mekaar 'n paar riglyne probeer gee, wat ons weer moet doen. Want jy weet, aan die ander kant, die paradys, toe die paradys se hekke toegemaak het, is niks perfek nie. Ons kan dit sien in ons wêreld rondom ons beleef dit elke dag. Niks is perfek nie. Ja, ook die kerk is onderworpe aan kritiek en ook natuurlik baie tekortkominge. En jy weet ek nou hoe jy oor 'n bietjie begin nadink, dink ek aan iets wat in my eie lewe gebeur jare terug, in 1978. Was in my finale jaar op kweekskool, toe ek en 'n vriend ons in gemeente prakties gedoen aan die Kaap in een van die voorstede, en ons het so 2-2 na woonstelle toe gegaan daai jare nog, dan klop jy aan die deur, dan vra jy vir die persoon, kan ons so 'n bietjie kom gesels oor jou geestelike lewe. Jy weet nie, baie dinge maar gekry, partykeer die mense het weer in jou gesig toegeslaan, partykeer het die mense gesê, kom in en gesels. En die spesifieke aand, het ek en my vriend by iemand gekom, en hy het ons ingenooi, ons het lekker gesels, en toe ons hom op 'n stadium vra, maar hoe is dit met jou geestelike lewe gestel? Toe sê hy vir ons die volgende, hy sê, ek gaan nooit meer kerk doen nie. My vriend vra vir hom, maar hoekom nie? Hy sê, nee, maar die dominee besoek my nie. Hy kom nooit by my nie. En my vriend wat nou baie pittig was altyd, hy kyk hom so in die oë en hy sê vir hom, kyk jy televisie? Jy weet, in 1978 net daai tyd toe die televisie begin het. Ja, as jy die ou tot die vlaggie wapper in die hand, kyk ek televisie. En hy bly so rukkie stil en hy sê, maar wanneer laas ons die hoof van die SAIK by jou? Ek dink dit was 'n goeie antwoord. En dit maar net so terloops. Jy weet, die kerk het tekortkominge, maar die uitdaging wat ons het as kerklidmate, as gelowiges,
is dat ons nie moet daar weer maar sê, ons gaan maar net passief toekyk, hoe dat alles maar net so gaan nie. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om 'n bydrae te lewer, as kinders van die Here, tot verbetering van die kerk. En dit is wat ons plig en ons verantwoordelikheid eintlik is. Ja, ons moet mekaar soms teregwys, maar dit gaan om die eer van die Here, ook wat dit betref. Ek lees iewers van 'n baie bekende vroue predikant, wat 'n paar jaar terug by die algemene synode was. En ek het nogal baie waardering vir haar oor die jare gehad. Sy is een van die prominente figure in ons kerk. Sy was by die algemene synode van 2019. En die wat sal onthou, daardie synode was baie argumente gehad en baie ding wat op die tafel was en hoe mense baie keer mekaar as het ware aangevat het. En toe het sy die volgende gesê, toe sy by daai synode uitstap, na al daardie woelinge: ek is dankbaar dat ons kerk nie perfek is nie, en dat ek juist daarom ook daarin kan tuiskom. En sy sê, ek is dankbaar daarvoor dat die kerk passievol is om 'n lewegewende verskil in die wêreld te maak. En weet, dit het my 'n bietjie gemotiveer om vanmôre maar net so 'n bietjie met u te reël of met u ietsie weer te loop in Filippense 2 vers 1 tot 13. 'n paar uitdagende riglyne vir een van my as lidmate van die kerk, as gelowiges, as mense wat in 'n onperfekte wêreld lewe. Om maar net weer vir onsself te sê, om onsself met 'n hartlikheid en 'n openheid weer in ons gemeenskap te laat beleef. En ek wil net so terloop sê tussen hakies, dis my altyd wonderlik die hartlikheid wat ons hier beleef. En dit hoort so. Mense moet hartlik wees met mekaar, want ons is nie perfek nie, maar ons is op pad as gelowiges in 'n stikkende wêreld. Die eerste riglyn wat ek graag met u wil deel, gaan oor eensgesindheid. Eensgesindheid wat vir ons uitgespel word daar in vers 1 en 2, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Jy weet, en ek het in my eie lewe ontdek dat eenheid nie eendersheid is nie. Ons hoef nie dieselfde te lyk nie. Ons hoef nie dieselfde haarstyle te hê nie, ons hoef nie dieselfde klere te dra nie. Dit is nie wat eenheid is nie. Eenheid is nie eendersheid nie. Maar dit beteken ook nie eenheid dat ek met alles moet saamstem wat in die kerk gesê word nie. Ons kan verskil van mekaar. Daar's ruimte vir my om te verskil van ander gelowiges. Jy weet, en dit is 'n ding wat ek al die afgelope tyd weer in my eie hart baie diep ingetrek het. Ons hoef nie te sê ons moet almal saamstem oor dinge nie. Maar die belangrike ding wat ons mekaar moet sê, daar is 'n rotsvaste kern. Die kern van die dinge wat ek in glo. Ons het vanmôre gesê ek is bly ek het 'n Bybel. Ek is bly ek ken vir Jesus. Daardie basiese dinge waaroor my geloofslewe gaan, wat so belangrik is. En ek dink ons moet dit vanmôre weer vir mekaar sê, dit is wat ek glo wat Paulus bedoel met eensgesindheid. By kleuterskool het iemand eendag neergeskryf, het hulle 'n goue reël gehad by daardie kleuterskool. When you go out into the world, watch out for traffic, hold hands, and stick together. Nou die van die wat al by skole verbygery het, by kleuterskole veral, ons het nou net weer by een verbygery, toe staan die kinders op die sypaadjie, maar hulle is vasgeklem aan mekaar. Die juffrou staan nie langs van, sy praat nie die hele tyd met hulle, hou vas aan mekaar, want hulle moet nou oor die pad gaan, en dan is dit gevaarlik. Maar hulle moet vashou aan mekaar, en hulle moet saam staan. Ek dink dit is van toepassing ook op die kerk. Hou vas aan mekaar.
staan saam met mekaar. En dit is hoekom 'n mens 'n lys het op 'n afkondiginglys van mense wat deur moeilike tye gaan. Van mense wat miskien nie meer die vermoë het soos u en ek om in die kerk te kom nie. Dat ons vir hulle kan bid. Dat ons dan aan die Here kan opdra. En ek is altyd bewus daarvan, al is daar 30 name op 'n afkondigingslys, dat rondom daardie name is daar soveel ander mense wat ook wel deur 'n moeilike tyd gaan, wat moet ondersteun, en ons dink ook aan hulle. Hou vas aan mekaar. En ons sê ons is deur dik en dun lief vir mekaar. Dit het ons ook vanmôre vir mekaar gesê. Want kerk wees is nie 'n solo ervaring nie. Jy weet, ons het in die lugmag het ons altyd gesê, as jy die vlieëniers wat daai tyd opgelei is, die vreesaanjaendste opleiding wat hy gehad het, is die dag as hy alleen in 'n vliegtuig klim en hy moet solo gaan vlieg. En dan sal niemand wat hom bystaan nie. Die kerk is nie so nie. Die kerk is nie 'n solo ervaring nie. En daarin lê die waarde van ons Christelike gemeenskap, dat ons mekaar se hande vat. Die tweede riglyn wat ek graag met u wil deel, is nederigheid. Nederigheid, vers 3 en vers 4, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van die ander. En ons kan baie oor nederigheid praat, maar ek herinner my daarna dat ek iewers gelees het van Leonard Bernstein, bekende dirigent en komponis. Iemand het eendag hom gevra, wat is die moeilikste posisie om te vul in 'n orkes? En toe het hy so rukkies nagedink daaroor en toe antwoord hy die volgende. Hy sê tweede viool. Dis die moeilikste pos om te vul. Want hy sê almal verkies die prestige van die eerste viool. Jy weet, en dit is nogal belangrik, jy weet, om dit in 'n kerklike sin ook vir mekaar te kan sê. En nou het hy aanhaling kom. Ons hoef nie voor in die koor te wees nie. Die kerk is kinders van die Here en kinders speel op 'n gelyke vlak met mekaar. Ons is almal gelyk voor die Here. Ek kan maar partykeer tweede viool ook wees. En die Here vra vir my dat ek in nederigheid ook my plek sal volstaan tot eer van sy naam. Iemand het eendag die volgende gesê: one of the greatest problems in the modern day Christian church is that so many Christian people who are members of a local church refuse to share their spiritual gifts with the body of Christ unless they are first violin or first string. Dit is nie nodig om altyd voor die koor te wees nie. Daar is mense wat voor moet loop, maar ons doen dit op 'n manier ook in nederigheid. Ons het respek vir mekaar en ons luister na mekaar op 'n wonderlike wyse. Dit is die voorreg wat ons het om as gemeente ook deur hierdie dinge te gaan. En dan die derde riglyn, wat eintlik maar vir my amper die kern is van alles, naamlik die Christus gesindheid. Vers 5 tot 8. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. En dan hy het hom self verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Die gesindheid van Jesus Christus. Jy weet, as 'n mens weer die bladsye van die Nuwe Testament blaai, en jy sien wat Jesus gedoen het, dan besef 'n mens dat hy iemand was wat in nederigheid gebuig het. Voor sy disippels het hy een aand, toe hulle daar in die etenstafel was, het hy 'n skottel water gevat en 'n doek gevat,
en hulle voete gewas. Dit is wat hy gedoen het. Daar word vertel van 'n skilder wat 'n kursus deurloop het by 'n meesterskilder. En nadat hy die kursus klaar gedoen het hy by sy eie atelier gekom en so 'n bietjie probeer skilder en toe gesien maar hy kom nie lekker reg nie. En toe besluit hy maar hy wil teruggaan na die meesterskilder se winkel toe want hy weet daar is van sy kwaste wat hy oor die jare gebruik het te koop aangebied. En hy koop te vir hom een van die meesterskilder se kwaste. En hy vat daardie kwas en hy gaan skilder 'n skildery en hy vat dit na 'n museum toe, wys dit vir die kurator en die kurator kyk na die skildery en hy vra vir die kurator, wat dink jy van hierdie skildery? En nadat hy so 'n ruk daarna gekyk het, toe maak hy die volgende opmerking. You don't need the master's brush. You need the master's spirit and mind. Jy weet, as ons as volgelinge van Jesus, het ons sy gees, sy gesindheid, en iets van hom nodig, om in hierdie wêreld sy getuies te wees. Ons moet as het ware in sy voetspore kan loop, ja, maar ons moet iets daarvan ook in die wêreld uitdra, van Jesus Christus, sy gesindheid. En as ek dit wil doen, dan moet ek myself weer vanmôre ook uitdaag, om terug te gaan na my verhouding met die Here, om daardie intieme persoonlike verhouding weer, eintlik as het ware, te gaan nagaan. Om myself te vra, as ek nog op die spoor wat ek destyds vir Jesus aangeneem as my verlosser en saligmaker. Ek het die voorreg gehad om in standaard 7 by 'n CSV kamp 'n kind van die Here te word. Ons het die aand het ons 'n samekoms gehad, die leier het met ons gepraat, en toe na die tyd het daar 'n ou swart man wat vir ons kos gemaak het met sy gitaar vir ons gespeel. En toe op 'n stadium toe hy so klaar gesing het, toe nooi hy ons vorentoe, daar die swart man. En daar as 'n standaard 7 seun het ek my hart vir die Here gegee. En ek dank die Here dat ek deur al die dale en al die dinge wat in my lewe gebeur het, nog steeds vandag kan sê ek is 'n kind van die Here. En daarom is die volgende riglyn so belangrik. Ek moet buig voor die Here en ek moet erken dat hy God is. Vers 9 en tot by vers 11. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken Jesus Christus is die Here, tot eer van God. Ek hoef nie vir Jesus te verdedig in hierdie wêreld nie. Ek moet maar net uitlewe, dis al. En dis genoeg. En daarom is die volgende, die laaste riglyn ook, dat ek met eerbied en ontzag as verloste mens sal lewe. Filippense 2 vers 12 en 13. Paulus sê vir sy gemeente Filippi, wat hy baie lief voor was, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam, wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê, om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak, om sy wil uit te voer. Ja, ons moet Jesus sigbaar maak in 'n stikkende wêreld. Dit is een van die verantwoordelikheid. Ons moet advertensieborde wees. Met hierdie groot advertensieborde op die snelweë is baie effektief. Weet ek destyds bedryfskunde gestudeer het, mense vertel die waarde daarvan. Om dit net te sien met 'n flits en dan te weet, dis die boodskap. En as advertensies werk ook so, dis nie advertensie nie 'n halfuur lank is nie. Advertensieborde vir Jesus Christus. En as u en ek vanmôre met die krag en die genade van die Here hierdie uitdagings kan nastreef en uitleef,
dan sal ons as kinders van die Here in 'n onperfekte kerk, in 'n onperfekte wêreld, Jesus se boodskap kan uitdra tot eer van sy naam. Ek wil net graag vra, ek kan nou amen sê, maar kan ek vir u nog 'n storieetjie vertel? Het u nog ore daarvoor? Want ek wil dit graag vir u vertel. Dit is 'n man wat baie lief voor was deur die jare van sy goed wat hy geskryf het. Ek ken ook vir sy goed E.L. de Villiers, Isak de Villiers. Hy was predikant daar in die Kaap en toe later was hy by die Koerante en by die Sari en al die ding, maar hy baie goed geskryf. En een van die dinge wat hy geskryf het, skryf hy oor die kerk as my moeder. En hy vertel dat hy iewers eendag op die strand gesit het met sy sonsambreel en sy boeke. En terwyl hy daar so sit lekker in die son en bak, toe stap daar 'n vrou verby. En hy kyk toe so, hy sê sy moet 'n moeder wees, want aan haar hand het sy 'n klein kleutertjie op onvaste voete. Maar daar's ook twee ander kinders, die een ver vooruit en die ander een hier ver agteruit. Die een wat ver vooruit hardloop, skree sy gediere voor, kom uit die branders uit, jy gaan verdrink. Want hy hardloop vorentoe en hy's te haastig en die ma's te stadig. En die enetjie hier agter is besig om in die poeltjies water stulpies op te stel. Rustig, vergeet hy van die ma, dat die ma moet sê, kom, jy raak agter. En toe sê Isak, gebruik hy hierdie beeld van Openbaring 12, van die kerk wat voorgestel word as 'n kosmiese vrou. En dan sê hy daar, hy sê, die kerk het ook kinders wat ver vooruit hardloop, wat dit soms waag in die brekende branders. Na hulle word dikwels verwys as verlig, liberaal, linksgesind. En hulle roep vir die ma, sy sê, ma, kom jy op te stadig, kom by. En dan sê hy, die ander een is die kinders wat vergeet dat hulle op 'n wandeling is. Die ma gaan ver vooruit en hulle sloer daar agter in die poele water. Hulle raak agter. Nou hierdie mense word dikwels verwys as verkramp, remskoene, vertragings van vooruitgang. En die moeder moet hulle ook soms aanpraat en sê, kom nader, kom kuier hier by my. Sy gaan haar gemaklike gang. En dan die derde en die een met die onvaste beentjies. Hou sy stewig aan haar hand vas, beskermend teen die aanslae van die lewe. En dan skryf Isak de Villiers die volgende woorde. Hy sê, so is my kerk. My kerk het foute. My moeder het ook foute gehad, maar ek het haar lief gehad, want sy was my moeder. Maar my kerk is groter as sy. My geestelike moeder is statig op pad met my in 'n stikkende wêreld. En ek wil graag vanmôre glo dat u as kinders van die kerk gelowig is, dat u vanmôre ook dit kan getuig. Ons is op pad, saam as 'n geloofsgemeenskap, maar op pad met die genade van die Here in 'n stikkende wêreld. Amen. Ons antwoordgebed vanmôre wil ek graag hê ons moet die volgende doen. Daar's 2 liedere wat nou gaan speel. Lied 528 is daardie woorde wat ons sing, leer my u wil, Heer, u wil met my. Daar's 3 versies, maar tussen daai 3 versies is lied 519. En wat jy moet net daarna luister, jy moet dit sing nie. Want ek wil dit met alle eerbied gesê sien as die stem van die Here wat vir my vanmôre sê, wees stil my kind en weet, ek is die Heer. Kom ons doen dit binne saam, ook tot die eer van die Here. Leer my wil, Heer, u doen met my, u word wakker met my klein, voer my en maak my volgens u wil.
Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en wind en golwe bedaar. Ek sal ook jou getrou bewaar. Leer my die waarheid, wie kan met my, laat ek nie doelloos, nutteloos bly. Hou my erkentlik, Here die weg, as ek dan swak is, maak U my sterk. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. U gee die waarheid, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vol met U Gees my, dierbare kry, dat U my moral nuttig gebruik. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof.
dierbare kruis. Pragtig. Ek het laas keer toe ek was, het ek die oorwinningslied nie opgesit nie. En die het so mooi gesing laas keer, dat ek het nou opgesit vir die slotsang. Want daar waar ek altyd preek in Berea, daar by Tuinsig, elke Sondag as ek daar preek, die keer, dan sing ons die oorwinningslied. En dit bly vir my die lied wat my met die boodskap wat ons daar net regop hou in 'n stukkende wêreld. So ek gaan vir die vra om saam met my dit hartlik saam te sing, en daarna gaan ons dan ook die seën van die Here ontvang. Kom ons staan en sing ons dit lekker saam. Ek sien in my gees die glorie en die alma van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Onthou nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan tromme en kom dans voor God se hoor. Kom leef in die oorwinning van sy woord, waarin ons geloof, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Sy woord sal ewig staan. Ek glo dat Jesus Christus weer sy bruid gaan kom haal. Ek glo die Vader het alreeds die dag en uur bepaal. Ek sien al daar die feestelike hemelbruiloftsmaal en die tafel met ons bruiloftsmaal. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Die Gees en die bruid sê Maranatha. Kom Here Jesus, kom. Kom Here Jesus, kom. Kom Here Jesus, kom. Pragtig, baie mooi. En ek wil graag vanmôre vir u dan die seën van die Here toebid met hierdie lied Vonk 144. Jy hoef nie te sing nie, ek gaan dit vir u laat sing as 'n seën. Ja, mag die vrede van God ook met u wees.